verskoon my onvoorbereide wees was nie baie so was op die ene dag toe sy nog hier was, my sussie, my van altyd gewees my veilig waar laat ek altyd in die huis ego en ek het nooit gedink so zoals schuldig ons die stilte was aangevraagd. Voel soos gekomen is en vol. Probeer het nog so hard om te praat as nie wil. Ek dink elke oggend, as die son opkom na. Dit is asof die lig my herinner dat sy nog steeds ergens genoeg is. Kyk na die weerpaaie en besef dat hulle met Jesus is. Ek kan kies om die donker te bly, vastgevang in verdriet en gemis. Of ek kan kies om vorentoe te stap met daardie liefde as in die dag. Dit is nie 'n maklike besluit. Party daarvan is op 'n weg om te staan. Dis in 2 dae. Maar dan hoor ek, was stem in my hart, jy het het, ek is trots op jou. Dis wat ek ook hoor het al gestaan. Ek vat 'n diep asem, ek kyk weer na die son, en vir die eerste keer sien ek nie meer die lig nie, ek voel, het is asof ek al kan voel, waar die vir my omvul, trane brand in die oor. Maar hierdie keer is dit nie van hartse nie, maar van taalbaar. Sy is die hoog van my. En sy sal altyd deel wees van my pad. So, dit is van. Het sal vorentoe, niemand het vergeet, maar om te weet, sy wat saam met hom. Al die visies nie, sy sal met maak. Ek het geweet vanaf, ek sal met haar staan, en haar gaan uit. En dat was die pijn te soek. Wat ek met die tragische gebeur is as 'n pa wat trots is op sy drie dogters en die impak wat altyd is of los iemand die hy gelos het altyd gebeur. Dit ons ja, ek het die dag met andere ons moet elke seconde reg is as ons onbindel is. Ek weet dat die feit dat jy is sag en as weer achterhoek is sondes. Ek het laatst iets my gekom nog gehad ons het nie genoeg tyd. Maar herinneringe van my. Sy was, ek wil sê, gelukkig en ongelukkig, precies spieelbeeld van my. Aan die negatieve kant, maar aan die weer aan die donkere kant en aan die mooie kant van my maal. So, dit gaan ek baie is. Ek sê ons gaan 21 jaar is vir hulle moet vertel dat dit sy nie maar wat ek wel is die jong man wat gespaar is in die ongeluk sy lewe in oorvloed en sy
een van ons het die reg om te koop. So, Saterdagoggend 31 minute oor 'n gesin van 5, was al die 6. 3 gesin, so jy is totaal en al wat nooit ooit sukses. Die realiteit is, dit is nie maak vir die jongen dat spaar was, is gespaar vir die rede. Die vader is of my carrière wys voor. Dus die ruis sal nie weggaan. Seer gaan nie weggaan. Dit is net leer. Dit is net moontlik, dit is vader. Saam met ons nie pas. Dit is net leer om dit saam te doen. Die lading ouers. As die jongens maar dat is ongelooflik. En kry ongelooflik, dat was dit van ergens. En ek weet sy gehad het, maar ons moet dit die sterke reg afbreek, en dit is totaal en al om dit hier sodra of tot te weet aan welke rekening die plan is. Dat is nie so aan. Maar dit ook maar af of so duidelik maak. En dit is ook geleer dat ek loop na die mijn. Dat dit jong mense so oorlog. Ons area is nie baie goed vir die mense kan bezig gaan. Dus ons verstaan die prijs en ons. En ongelukkig weer die laatste, het is te veel jong mense dood. Dat is ook. As daar verversies betrokken is, enigszins by die ons nie veel, maar te sorg dat jou werkhuis so veilig as moontlik is. Dit is die 4 uur die oggend. Jy het nie veel nodigheid om jou pa te bel, om jou te kom haal. Dit is my die middag duidelik, die is nou vandag, soos ek weet. Dus ek sê, die rede van al afsturf, sal ons nog afsturf. En dis dit, die maar die jong aspiranteskrywer is as soos die dit is ek nie so gesê. Goedenavond, wil ek iets voor. Die hele morgen is veel bedankt van my kant af. Dus die zullen dit is wat het is ver. En dit was naad al die pad. Maar baie dankie dat elkeen van julle hier is, en my hoor is om julle. Dankie dat julle hier is. Dit is vandaag 'n hartseer dag. Dit is 'n dag ons ook.
absolute skok. Die laat toe my laas Saterdagoggend skakel. Ek kon ek al nie glo nie. Maar hy was my doel. Ek weet sy was een van die blinksterre daar by die dokter van Laan. Ja. Jacob, dit was altyd so lekker vir my soms. As ons nie so bietjie oor daar sit en daar kom my aspirant jong man daar aan. Wat wil ek uit die kans met my werk? Om altyd ons 'n bietjie by jong man te gevloed het. Dit was altyd so geweldig geweest. Maar dit is nie maar hoe hy was. Sy was grootlik geweet het, ek kan 'n grapie mee maak en wie wil dit aan weet, ek sê baie pyn gedra. Sy het hele pyn gedra. En die ding wat ons vergeet wanneer ouers en gesin hier in moeilike tyd gaan, is die kinders wat die swaarste doen. Ja, maar hy het 'n gees van diensbaarheid. Sy nou aan die ander kant. Sy wou altyd net agter nog van 'n staalprop aan boord. Ek het nou nog geen teken van 'n staalprop te sien nie. En daar is ekkie bestuur. Kyk nou die dag op haar Instagram. En sy sê, doe nie toe vir julle. Doe nie toe vir julle. En dit moet ons nie vergeet. Ons is hier om die lewe van Marilyn te vier vandag. Hoe swaar dit ook al mag wees. En ek dink nie die vraag vandag hier is om te vra, is wat is gebeur? Hoe het sy gesterf nie? Daar vir ons hoe sy gewewe. Kom ons sê die oor, en oor ons sê. Die almagtige Hemelse Vader. Dus met 'n swaar gemoed, met soveel onbelangrike vrae wat ons hier staan en sit vanoggend. Ja, dit is die pyn is reël. Maar die alleen is die een wat die pleister het. Dat daardie wonde van haar harte kan gewees. Daarom vra ek hier, kom ons hoor. Kom lei ons in vertroosting. Ek dink aan die gesinnetjie wat die vrou sit, ek dink aan ouma. Ek weet hoe lief het, maar hy bly vir ouma gehad. Ons weet hoe swaar oupa se siekte en sy sterfte vir haar was. Here, bring vir ons vertroosting. Dis ons gebed in Jesus naam, Heer. Amen. Kan ons nou so wie ook al die kamer kom van die keer, en dit gaat ons al van de spoke of things, if heaven was still on the earth. He stood on that hill from morning to day. You could see the wonder in our eyes. I turned to my mama, as we should do. All we had was regret. Something told me that my mama
disciples, they were the two. Witnessed how water turned wine. We've seen with their eyes the lame man rise. So I walked up to them and I said, oh, I'm trying to let it go. My heart isn't easy. I give you control. I know it's not much, but I know what I owe. I give you all my wishes in the fishes in They brought me to the man, put the food in his hands. I held back my questioning thoughts, but something told me that preacher could see the war between my head and heart. When he said, oh, my child, let go. I know you're uneasy, but I'm in control. I don't need that much for me to show. I'll make the most of your fishes in the sea. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan in my lewe. En met u is met alweer goed bekend. Maar daar is nog geen woord op my tong. Of u ken, u is daar. Neem ek die vleuels van die dag gehad, gaan ek by die uiteinde van die see, ook daar sal die land my ry, en die laaste hand my vasdruk. En as ek sê, mag toch die duisternis oorval, en die lig nagewees tot die beskikking, dan is selfs die duisternis nie vir u donker nie, en die nagee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Die geweet sy was lief, net geweet wie die Here is. Voordat Psalm 139 sê vir ons, voor die grondlegging van die wêreld. Dit beteken voor enige iets. En dis vir elkeen van julle die waarheid vandag. Was jy en Marion lei op die Here se gedagtes? Is dit nie wonderlik nie, Roma? It's amazing. Saterdagoggend staan ek langs die pad toe, Jacob my bel en skop. En Jacob uit die volgende woord en hy sê, die Bybel sê, ons sal nie bo ons kragte verstaan. Maar vandag word ons herinner aan die realite. Nou wat sê ons vir julle geliefdes, wat julle kan beter voel vandag? Daar is nie woorde nie. Daar is geen woorde wat julle kan beter laat voel vandag. Sonder raad, alle mediese, alle planne wat hulle gehad het, alle finansies is uitgeput, daar is nie hoop vir Lazarus nie. Hy is dood. Hy is op pad. Almal kan dit sien. En hulle kom en hulle roep vir Jesus, maar daar is geen haas nie. Hulle ken seker daai bekende
'n lied van, dink is Dolly Parton wat sy sing, even when you thought I was late, he is still on time. En het is asof Jesus weier om hulle versoek goed te keer, om eers na hulle te luister. Maar toe hy wil opstaan, sê hy vir sy disciples die volgende woorde. Dit is Johannes 11 vers 4 sê. Hierdie dood, hierdie siekte, is nie door die dood. Maar het is vir die verheerliking van die Seun van God. Wie van julle het al by 'n graf gestaan? Daar is nie veel verheerliking daarmee gestaan. Daar is nie veel hoop daarmee. Daar is nie blydskap daarmee. Tensy dit dalk jou skoonma se graf is. Maar verder is al nie veel hoop daarmee. Daar is nie als je staan bij de graf van zo is. Niet zo is. Hij komt hier. Waar is die verheerlijking niet? Waar is dit? Maar Jezus heeft opgedragen. 4 dagen later. Maar Maria en Martha hardop om tegemoet en eintlik behoorde sy goed. Dan wil ek nou kom, die biltongloeies is al laat, die koekies is al pap, die tee is koud. As die hier was, sou dit nie gebeur. Dit was baie ons gereed in die week gewees. As die hier was, sou dit nie gebeur. Maar wat Psalm 139 sê vir ons, daar is nergens wat ons kan gaan nie. Nergens. Waar hy nie met ons is nie. Al wil ons van ons wegtrek. Al is ons soos Jona, ons gooi onsself oor die rand van die skip, en ons gaan heel op die seelboot om, daar is ons. Daar is nergens nie. En Jesus stap saam met hulle Lazarus se graf toe. En hy roep sy vriend by hom aan. Daai graf gaan oop. En Lazarus kom voor. Hier is dit. Eendag gaan ek en jy besef wat genade is. Maar weet ons nie wat dit is nie. Eendag gaan Jesus weer. En weet hy gaan tot by ons skoonma se graf wees. En hy gaan hulle by hulle naam roep. En hy gaan dalk vir Maria bly. En dan gaan ons verstaan wat Jesus bedoel het, toe hy gesê, hierdie dood. Hierdie siekte is nie door die dood, maar door die verheerliking. Want in die oog, by die laaste was sy, gaan die wat in Christus gesterf het, eers losval. En die van ons wat in die lewe agterbly, gaan saam met hom die lig tegemoet gaan. En saam gaan ons die hemel ingaan. Ja, wat 'n vooruitsig. Wie van julle het 'n graf hoef 2 of 'n hele wag wat moet oorgaan? Wie van julle het daardie vooruitsig dat Jesus gaan kom en gaan sê, graf gaan oor, ek het 'n waar graf wat ek sal sien, maar die meising is nie van my. Maar die meising is nie van my. Sy was van die goals hier. Ek het nou nog my koffie in my lewe. Sy is altyd daar. Papa se goal is altyd gewees. Altyd daar gewees. En ek wil jou hoop en laat los met daardie hoop.
dat selfs Marianne se afste gaan wees tot die verheerliking van God. Want wanneer hy kom, gaan hy graf te oog. Dan reik jy en ek en jy gaan al voortkom, soos wat God wou gehad het, ons moes gewees het, van die grondweg van die wêreld. Waar ons naam, ons gedagte gehad het. En ek wil julle los met daaroor, nou wil ek vra, wie van julle wil graag vir my en my wees? Wie wil al wees? Kan ek die hand wees? Weet julle op wie lê die onus al vandag? Op ons. Ons moet seker wees. Ons gaan daar wees. Wanneer Jesus weer kom. Amen. Ons sê dit geliefde. Here, baie dankie vir die liefde en die genade. Here, ons sit hier met 'n vol huis. 'n gepakte huis wat 'n testimonie is van wie my en hy was. Die Here weet wie sy vir my en my gesin was. Dis 'n wil wat ons geken het deur haar 10 jare. Deur my bietjie in die valley tot waar sy 'n pragtige jong dame geword het. Die wil wat ons altyd so hartlik ontvang het, altyd so vriendelik was. Altyd so liefdevol was, wat soveel liefde gehad het, en dit moet sy ergens Hulderyk vir haar en my, pragtige lewe en 'n sekere hoop. Aanvang en erkenning, die werklikheid van hartseer. Ons is vandag hier by mekaar met gebroke harte, terwyl ons probeer sin maak van 'n verlies wat bloot oorweldigend is. Die wêreld is donker sonder Marianne se lig. En die stilte wat sy agtergelaat het, is oorvloeiend. Aan Jakob en Rosie. En al wat haar lief gehad het, weet asseblief, dat julle krag en geloof 'n wapen vir ons almal is. Ons ontvou julle vandag in die moeilike dae wat voorlê met ons liefde. Wanneer ons aan Marianne dink, kom een beeld onmiddellik by ons op, haar glimlag. Sy was sonder uitsondering, altyd gelukkig en aan die glimlag. Al het vreemde oors aan haar boyfriends hang. Daardie aansteeklike vreugde was nie iets wat sy opgesit het nie. Dit was 'n diep, konstante lig van binne en wat van binne haar geskyn het. Of sy nou besig was met koffie maak, pap warm maak, of net gesit en gesels het sy 'n onmiskenbare warmte en optimisme gebring in elke oomblik en in elke persoon wat sy teëgekom het. Ons sal vir ewig aan haar grenslose energie, haar vriendelikheid en haar ongelooflike gawe om geluk te doen, versprei toestem. Sy het al jare geleef met 'n diepte van liefde, wat almal rondom haar geinspireer het. En dit is daar dieselfde dinge. En dit is daar dieselfde diepte van liefde en geloof wat ons vandag kry. Van my en vir diegene wat ons met hoop van die evangelie deel, vind ons die diepste troos, nie in 'n totsiens nie, maar in 'n belofte. Soos waar ouers glo, en soos die skrif ons leer, is sy nie vir ewig weg nie. Sy is nou ontslape in Christus, en sy is rustig en veilig.
sy lei nie, en sy is volkome in die sorg van die aarde tot hy weerkom. Ons troos nie soos die wat geen hoop het nie. Ons het die geseënde versekering, dat by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, wanneer die sein van God weer klink, die wat in Christus gesterf het, eerste sal opstaan. Daardie dag sal nie raaisel wees nie. Dit sal 'n goeie, glorieryke, wonderlike en fisiese herinnering wees. Die oomblik toe sy hoop op hierdie aarde gesluit het, sal vir altyd vir ons 'n donker oomblik bly, maar ook 'n oomblik waar ons vashou aan hoop. Maar ek skryf nie aan net 'n spesiale boodskap dat aanhou sal aanhou, as hy sy ondubbels geskryf vir die week, sy sê net, jy moet weet, sy bly altyd lief vir jou, sy deel en jou verlies vandag, en ja, julle 3 was lekker stryd geweest, altyd saam, maar nou is die lende 2, maar die gees sal altyd wees. Ik heb een beetje geschreven toen ik zie waar mensen is. Ik heb zo geworstel oor wat ek hierdie noem wat ek nou vir my sussie gaan sê. En toe ek hier sit, toe besef ek, by die Filius. So, liefste my nootjie. My borrelende grapgat krop sussie. Sy was nooit goed met trane nie. Sy het so vir ons gelag en toch is sy die meeste ons trouwe geheiling, so ek wil dit nie bysê. Ek is dalk die oudste sussie, maar baie keer het jy gevoel soos die ouer sussie. Jy kon altyd beter werk met geld as ons nie winkels was, wat het baie was. Jy was so onselfsugtig. Jy het altyd uit jou pad uitgegaan vir ander. En gehelp waar jy kan, en met 'n glimlag gedoen. Ek sal altyd opkyk na jou, letterlik en vergeetlik. Jou goedhartigheid, vriendelikheid en omgee. Daar was kere wat ek daarom gevoel het, jy jou groot sussie nodig het. Al is het ons saam jou bestap om met baie kan te vra, om met die maatie van jou met jou te haal. Of om net so met jou heen te ry. Ek sal vir altyd dankbaar wees vir die groot rol wat jy in my lewe gespeel het. Elke koffie, elke sleepover, elke maalhuishouding, elke drukkie. Elke ek is lief vir jou en elke cheers man. Daar is soveel mooi herinneringe wat ons saam het, wat ek altyd sal koester. En dan wil ek net sê, dit was vir ons gesin so spesiaal, dat almal vir my die merkie onthou, soos ons orket. Almal se boodskapies en blomme, wat sê hoe kleurvol sy was, dat sy altyd gelag en gegrap het. Het ons baie beteken. Al is sy nie meer in vlees by ons nie, leef sy voort in ons herinneringe en die impak wat sy op lewens gemaak het, wat op pad gekruis het. Ek is baie lief vir jou, Marie-Maatjie, liefde, jou groot sussie. Meestal van julle sal bekend as die irriterende klein sussie. Ek het altyd gedink dat ek 'n spesiale meidjie
dokument skryf, sodat wees ek wat vroue praat oor die storie wat sy aangejaag het. Maar hier staan ek vir almal vandag, met 'n swaar hand en 'n klop in my keel. Kom ek begin so, ek en my nie altyd weer weggekom nie. En baie van julle wat die sê, sal dit weet. Ek gaan eerlik wees. Ek het nie geweet hoe om hierdie speech te begin nie, want toe sit 'n mens in so my woorde, 17 jaar so liefde, moeite, omgee, ondersteuning, sarkasme, grappies en nog soveel meer. Maar ek wil net vandag oor die dieper in my werklik was. Nie net vir my nie, maar ons familie, haar vriende en almal wat hier is. Maar in my was iemand wat altyd vol lewe was. Sy het mense wat lag, sonder om eers te probeer. Sy was snaaks, sy was liefdevol, en sy was fisies en emosioneel baie sterker as wat sy gelyk het. Ek kan dit vir CJ en Sandra uitvra. Sy het altyd haar beste gegee vir die mense vir wie sy omgegee het. Soos ek voor julle almal staan vandag, besef ek eintlik wat 'n groot impak sy op ons gemaak het. Waarom was ek gevraagd? En dis hy dadelik aan jou hart kan raak. Ek het my sulke dingetjies gehad wat ek nooit sal vergeet nie. Waar ek altyd geïrriteer het, tot ek ook gesleer was. Waar ek vir haar en Charlize gedans het, terwyl ek hulp video was, net om haar te hoor lag. Waar ek daar gesit het, terwyl sy leer. Waar ek en sy beplan om vir Zennies broede te kiel. Kijk, ons was nogal leerlik geskool, maar ons het gegaan met erg. En natuurlijk waar ek haar naast doen. Die vrienden wat by my goed ken, allemaal ons altyd gedoen is. En dan ons wonderheid van my en papa lippies, waar ons muziek uitgesteel het en gelaag het oor niks en alles. Ek wil nie vandag oor haar sê nie, ek wil haar lewe vier. Maar ek het ook met energie, lag en liefde geleef. Sy het nooit probeer om iemand anders te wees nie. Sy was net haarself en dit was genoeg om haar te raak. Sy het vir my en baie van julle wat hier sit, 'n baie spesiale plek gelos. Dit was baie mooi en baie braaf. Dit was baie sterk geweest. C.S. Lewis in die volgende aanhaling. Their absence is like the scar, spread over everything. Anders sal ek wat sê. Grief is not a sign of weakness, nor a lack of faith. It is the price of love. Ek kon nou die vloer oorstaan as daar enigeen van julle is wat hier is vandag, wat by die woorde kan ons al wagtraal met herinnering, verwag maar in my vir julle beteken, julle, gaan ons so kort tydjie nou daarvoor gaan, sal enigeen hierso, wat ietsie wil deel, wat sterk gevoel. Ja, dat is gewoon niet eens meer naar het is gewoon Ja, we kunnen hier zien, en net zodat jullie kan zien, is en as ons kan sê, gaan het heeltemal, en dit gaan terug in die dat ek die programme baie gesels. En ding wat ek baie aan dink, is 'n voorreg. In vandag se lewe, ek het omstandighede, dink mense moet kyk, miskien is dit beter, weet, sy het nie die pyn in die hart sit nie. Maar die ene wat ek julle weer wil los, wat die troos is, en wat ek half jaloers is dit wat ek sê, waar ook weer gaan oop aan, en selfs skepers doen. 'n wonderlike vooruitsig wat ons het, om dit in sy genade sien, is hy op weer oop. Ons bid vir julle. Ik heb die liefde net geschreven om zij te zien dat liefde is onsterfelijk. Want liefde kan je niet verstoren. Kun je nog maar luisteren?
Goedendag allemaal. Ik wil ons op jullie het vooral bedanken. Eerst en net allemaal dat die eerste nacht weer niet in het onderdeel te komen vandaag. Om je ondersteuning en liefde met ons te delen. Waar je dan kiezen. En die manier wat al als de rol is al om deel te komen. Ons alweer het wezen. De vrienden wat kunnen draaien, de liefde over mij wanneer. Allemaal het geld om vandaag zo mooi speciaal te maken. En ik ben die mensen erbij gelijk. We werden, we weten niet meer, maar dank je. Dank je dat we iets van ons geleden. Gelukkig hier kan ik weer steeds bij dank je dat je dingen in de zal te gebruiken. Vandaag voor je verversingsvariëteit. En dan ons mooie boodschappen doen. Eerder zou je weer afgewijzen. Ik denk dat alles veel kosten maken, die slot heeft die weer alles is afgeleid. Dus ook weer het is. Baie dankie. Baie dankie en van my kant af wil ek weer eens baie dankie sê. Vir elkeen van julle wat opgedaag het, wat gekom het, ten spyte van die weer, ten spyte van die feit dat dit 'n Vrydagmiddag is dit. Dit is net weer eens vir my 'n bewys van die lewe wat sy agterlaat. Maar dan wil ek julle pleit, ek is om presies te wees 416 kilometers van die vriend af. So dit is nie iets wat jy elke dag vanaf kan ry nie. Okay? Maar die realiteit is die volgende vandag. Hulle het nie nodig om koos te maak hierdie week nie, want al het hulle oorval. Ek en jy stap vandag hier weg. En ons stap weg. Die lewende in die laatste bly agter in die skoolsreis. Maar ek het veel vraag. Moet ek nie vergeet nie. Dalk ook nie vergeet nie, is ook nog 'n skop uit die 416 kilometer van ry of. Maar ek wil nie vraag, ek wil jy nie weer herinner en die vies dat dit is nie behoorlijk mekaar, ondersteun mekaar. Daar gaan moeilike daar wees, daar gaan beter daar wees. Al wat ek vir julle kan sê is, leer om in die klein saam te lewe. Dit is al alles. Maar nie hoef is lewe om in die staan nie. En die dag het jy met mekaar te doen. Dit is alles ons. Onwees die houding vreeskas het van ons. Ons is baie lief vir julle. Dat is nog altyd julle gesin weer allemaal en keerlijk op te staan en ons weer bovenin gebeeld, so ons is baie nog in, maar asseblief, hou jy mense in die gedagtes en die gebede en voor ons geraak ons net een gebed. Hierdie Heer baie dankie vir die liefde met genade, hierdie bly vir ons amper onwerklikheid. 'n Ouer nie by die doodskreet van sy kind staan nie. Dis nie die lewe moet werk nie. Hierin is die een wat die vraag kan beantwoord. Hierin is die een wat die vertroosting kan bring en waarom kyk ons na U? En ons weet dat U is ook die een wat by U eie seun se graf geslaan het. Dit is eie kruisdood. Die een wat nie vergeet nie. Die een wat het omgee het van die licht. Sodat hierdie nie die einde van haar en hy hoef te wees nie. Maar hierdie het een lang uitgerekte slaapsessie sal wees. Waar sy salig onrus is, maar wat nie die wêreld aangaan. Die duivel het sy kaarte gespeel, hy staan daar. Ons loof U en ons weet dat U nie is nie. En mag dit ons moediging wees. Maar mag ons uitsien na die dag van ons weer vir ewig God. Vertroos ons al ons hier weggaan. Baie is nag, dan is onveilig.
sit. Ek gaan die familie vra dat jy die eerste sal uitbeweeg. Wie van Die julle wil by die deur staan, ons is net so 'n bietjie spasie gemaak. En as jy ook dan by die deur gaan staan en dan kan die mense soos hulle uitgaan, jy hulle so wat hier in 1 tot 2